Ek moet sê, hierdie is nou nie 'n onderwerp waar ek graag gesels nie. Ek sê eerder wil praat oor die hemel en die wonderlikheid en die engele en alles wat daar is. Nou moet ons besig hou met vloeke. Weet iemand wat is 'n vloek? En gewoonlik as ek die vraag vra, dan is dit nogal moeilik om te antwoord. Nou, wat is 'n vloek nou eintlik? As ons nou 'n definisie van dit wil hê. Maar ons is almal vreeslik bewus daarvan. Ons is bewus van vloeke en generasievloeke en iemand sê nee, daar is nou vloek op jou en al sulke goeters. En dan is daar baie mense, as jy nou vra, maar goed, nou wat is 'n vloek? Weet nie regtig nie. Hoe werk hy? Nee, weet ook nie. Wat sê die Here se woord vir ons van vloeke? Een ding wat ons uit die Bybel uit kry, is dat die Here spreek vreeslik baie vloeke uit. Jy het al agtergekom. Gaan lees die Ou Testament, gaan lees die wet van Moses, die Torah, gaan lees die Jesaja, Jeremia, Esegiel. Gaan lees 'n bietjie hoeveel keer die Here sê, hy vloek sy volk, of hy vervloek hulle, of Israel, of Juda, want hulle is stoutkinders, hulle wil nie luister nie. Nou as 'n mens kyk na vloeke, dan moet ons duidelik onderskei tussen vloeke wat die Here uitspreek. Dan kan ons amper vra, regtig? Die Here is dan 'n God van liefde, regtig vloek hy? En ons moet verstaan, wat is die vloeke wat van die Here afkom en vloeke wat van die mense afkom? Wanneer ons lees van vloeke wat deur God uitgespreek word, wat ons inderdaad van lees, dan is dit vloeke wat God stuur weens 'n oordeel of 'n straf. En dit is omdat mense ongehoorsaam is. As jy nie ongehoorsaam is teen wat die Here van jou vra nie, dan stuur hy geen vloek nie. Vloeke wat mense stuur hulle omdat hulle jaloers is of haat het, of vergelding soek, of kwaad is. Hulle is woedend, hulle voel veronreg. En die vloeke wat mense stuur, se bedoeling is om te vernietig, om te verdoem, te beskadig, om te verwoes, om so ver as moontlik. Want as mense 'n vloek uitspreek, dan doen hulle dit omdat hulle vergelding soek. As die Here 'n vloek uitspreek, dan doen hy dit om die mens tot bekering te bring. Want sy woord sê, in Esegiel 33 vers 11 kan 'n mens dit lees, hy sê, hy het geen behaag in die dood van 'n goddelose nie, maar dat die mense moet bekeer en bly lewe. Dit is God se hart. God se hart is nie dat mense moet swaar kry en gebukkend gaan onder vloeke nie. Dit is glad nie sy hart nie. Dit is die hart van 'n mens. Teenoor 'n ander mens, ja. Wens jy kom iets oor, wens jy gaan dood. Dit is uit 'n hart wat vergelding soek. Nou lees ons van heelwat vloeke wat die Here uitgespreek het, en ek gaan nie vreeslik daarby stil staan nie, maar ek wil tog in die Nuwe Testament kom waar Jesus 'n vloek uitgespreek het. Want laat ons kan verstaan, wat is 'n vloek en hoe werk dit? Matteus 21 vers 18 en 19. Dit is die bekende gedeelte toe Jesus in Jerusalem inkom, toe is daar 'n vyeboom. Hy loop na hom toe en hy soek vrugte en daar is niks nie. En toe vervloek hy die vyeboom, en min mense kan verstaan hoekom hy dit nou eintlik gedoen het, want dit was nie die tyd vir vye nie. Sy disippels het dit ook nie verstaan nie. Maar kom ons lees dit in Matteus 21 vers 18. Vroegoggend op pad terug na die stad het hy honger geword. Dit is Jesus. En toe hy enkele vyeboom langs die pad sien, het hy daarin geloop, maar niks daarin gevind nie, net blare. Toe sê hy vir die vyeboom, mag jy tot in ewigheid nooit weer vrug dra nie. Die vyeboom het onmiddellik verdroog. Kom ons lees nou die reaksie van die disippels in Markus 11 vers 20. Toe hulle vroegoggend daar verbygaan, dis nou na die tyd, het hulle die vyeboom gesien verdor tot in sy wortels. Petrus het onthou en sê vir hom, Rabbi, kyk, die boom wat u vervloek het, is verdor. En in hierdie klein gedeelte kry ons 'n bietjie van 'n leidraad van wat 'n vervloeking is. Maar voor ons daarby kom ek vra eers so 2, 3, 4 vrae, ander vraag. Wat is donkerte? Duisternis. Duisternis is 'n gebrek aan lig. Jy kan nie duisternis maak nie, jy al aan gedink. Jy kry nie 'n flits te koop en as jy hom aansit, dan is dit skielik duister nie.
Die enigste manier om duisternis te maak, is om lig weg te vat. Die oomblik wat jy lig wegvat, ontstaan duisternis, maar jy kan nie duisternis maak nie. Jy kan wel lig maak, maar jy kan nie duisternis maak nie. Wat is koue? Koue is 'n gebrek aan hitte. Jy kry nie 'n masjien wat koue maak nie. Dan sê jy, ja, maar wat van 'n yskas? Hoe werk 'n yskas? Die manier hoe 'n yskas werk is, die masjien onttrek die hitte in die binnekant. En so meer hitte hy onttrek in die binnekant, hoe kouer word dit. Niemand kan koue maak nie, maar jy kan hitte wegvat, en as jy hitte wegvat, kry jy koue. Koue is 'n gebrek aan hitte. Duisternis is 'n gebrek aan lig. Wat is dood? Gebrek aan lewe. Die enigste manier om iemand of iets dood te kry, is om die lewe weg te vat. Solank daar lewe in is, hou hy aan lewe. Wat maak die hel die hel? Die poel van vuur wat brand? Erger is dit. Die hel is die hel, weens die gebrek van die teenwoordigheid van God. Dit maak die hel die hel. Dis baie erger as dat daar 'n poel van vuur is. Die absolute gebrek aan die teenwoordigheid van God maak die hel die hel. Die absolute totale verlorenheid met die wete dat daar is geen God meer nie. Op die oomblik is God alomteenwoordig en daar is by ons en eintlik oor die wêreld nogal relatief vrede. Ek meen, tot die goddeloses sorg goed vir hulle kindertjies, ook hulle is gelukkig, ook hulle lag en gesels. God is alomteenwoordig. Jesus het die hel beleef, Matteus 27 vers 45 en 46. En kyk wat het gebeur, vanaf die 6de tot die 9de uur het daar duisternis oor die hele aarde toegesak. Teen ongeveer die 9de uur, dit is 3 ure later, het Jesus met 'n harde stem geroep, Eli, Eli, lama sabachthani, wat beteken, my God, waarom het u my verlaat? Vir daardie 3 ure, toe God sy teenwoordigheid wegvat, toe raak die aarde duister, want hy is lig. En die duisternis sak toe, en Jesus beleef wat hel is. Want ook die skrif sê, hy het die volle prys betaal. Hy het die volle oordeel het op hom gekom, en hy het die volle prys betaal, daarom het hy ook die volheid van die hel beleef. En dit was die absolute gebrek aan God se teenwoordigheid. Dit is wat die hel maak. So kom ek vra nou, wat is 'n vloek? 'n gebrek aan seën. Wat is die definisie van 'n vloek? As iemand nou vir jou vra, wat is 'n vloek? Dan sê jy, wel, dis 'n gebrek aan seën. Dis wat dit is. 'n vloek is niets anders nie. 'n vloek het ten doel om die seën wat jy sou beleef weg te vat. Wanneer die seën van die Here, want is net hy wat kan seën, ons kan nie seën nie, wanneer die seën van die Here weggevat word, rus daar 'n vloek. Hoe werk dit? Jesus sê vir die vyeboom, mag jy tot in ewigheid nooit weer vrug dra nie. Die vrug wat die vyeboom dra, is die vyeboom se seën. Wat het gebeur toe die Here die seën van vrug dra wegvat? Toe verdroog die vyeboom. Hy het nie weens iets anders verdroog nie, want dit is wat Jesus toe gesê het, mag jy nooit weer vrug dra nie. Vat die seën weg, en die vyeboom verdroog. Deuteronomium 11 vers 26. Deuteronomium 11 vers 26. Hier kom die Here, en deur die diens van Moses hou hy die seën en die vloek aan die mense voor. Nou sê hy vir hulle, kyk, ek hou vandag seën en vloek aan julle voor. Dit is nou die Here wat hier praat. Die seën, wanneer julle luister na die gebooie van die Here julle God, wat ek vandag aan julle voorskryf. En die vloek, as julle nie luister nie, na die gebooie van die Here julle God nie. Hoe ervaar jy die seën van die Here? Wees gehoorsaam aan hom. Hoe ervaar jy die vloek wat van die Here kom? Wees ongehoorsaam. Dis al wat jy hoef te doen, wees ongehoorsaam. Dit is wat die volk Israel gedoen het hulle lewe lank. Ek dink ons lees dit redelik goed, lees net Jesaja en Jeremia dwarsdeur, en kyk hoe het die volk aangegaan. In totale ongehoorsaam met die Here sê, moenie dit doen nie, moenie die afgode dien nie, moenie die Baals gaan aanbid nie, moenie dit doen nie, moenie dat doen nie, dan gaan doen hulle dit. Dan sê die Here, nou is julle vervloek. Wat beteken die vloek wat die Here dan oor hulle uitspreek? Hy sê, dan vat ek my seën terug.
Nou seën ek julle nie meer nie. En dan sak die ellende op die volk toe. Ons kan dit maar gaan lees hoe dit werk. Nou die seën en die vloek wat in Deuteronomium voorgehou word, Deuteronomium 28. Dit is interessant om te gaan lees en dan kan julle ook daai gedeelte gaan opdeel in 7 kategorieë in. As mense dit mooi lees, dan is daar 7 kategorieë en dit is die 7 gedeeltes of die 7 aspekte van mense se lewens waarop die Here se seën rus. En dan ook die teenoorgestelde daarvan as sy seën nie op jou rus nie. So die eerste kategorie is verhoging. Jy word verhoog met wat jy ook al doen. Mense kyk op na jou, stel jou aan. Maar die teenoorgestelde is vernedering. As die Here se seën nie daar is nie, kom daar vernedering in 'n mens se lewe. Die tweede kategorie is vrugbaarheid van die mense en die diere en jou arbeid. Hy sê, daar sal vrugbaarheid wees vir jou as mens, vir jou kinders en jou kleinkinders, ook vir jou diere, jy sal baie diere hê, ook vir jou landerye, jy sal goeie opbrengste hê, jy gaan goeie oeste hê. Dit is die vrugbaarheid van dit. Die teenoorgestelde is onvrugbaarheid. Lande wat jy plant en as die oes opkom, dan kom die kewers en vreet dit af, en as dit nog staan, dan kom die pestsiektes en ek weet nie wat, noem hulle al hierdie goeters nie, en dan is jou hele oes daarmee heen, sulke goed. Die volgende een is liggaamlike gesondheid. Jy ervaar gesondheid, of jy ervaar siekte. Die teenoorgestel. Die volgende een is voorspoed en welvaart en sukses, waar die Here sê, alles wat jy jou hand aanslaan sal voorspoedig wees. Of alles wat jy jou hand aanslaan sal breek, en dit gaan nie werk nie. Dis die teenoorgestelde. Die volgende een is oorwinnaar. As jy uittrek in 'n stryd, dan is jy die oorwinnaar, jy wen die geveg. Of jy behaal die nederlaag. Jy's die een wat omdraai en weghardloop, die neerlaag lei. Die ander een is die 6de kategorie is autoriteit of gesag. Jy tree met autoriteit op. Jy's die kop. Hy sê in Deuteronomium, jy sal die kop wees en nie die stert nie. Die kop is die een wat voorloop. Hy neem die besluite, loop voor. Maar die stert is die een wat saam gesleep word. Hy moet maar maak soos wat die kop sê. Dit is hulpeloosheid. So autoriteit teenoor hulpeloosheid. En dan is daar krag en sterkte. Krag om baie dinge te doen. Fisiese krag. Krag teen die vyand, krag om staande te bly, al hierdie goeders. Aan die ander kant is daar swakheid, struikel gedurig, val gedurig. Dit is die teenoorgestel. En dit is die 7 seëninge of vloeke wat in Deuteronomium voorgehou word. Hierdie is nog alles kom van die Here af. Hierdie kom nie van die mens af nie, kom van die Here af. En as jy God se vloeke oor jou wil bring, wees ongehoorsaam. Ek dink 'n mens kan jouself baie dinge afvra. Here, is ek regtig altyd in alles gehoorsaam? Persoonlike vraag, bietjie persoonlike ondersoek. Wanneer mense in ongehoorsaamheid lewe teenoor die Here, hy sê maak so, ek sê lus daarvoor, ek maak so. Wanneer jy in gehoorsaamheid in die Here se weë lewe, want die Here het grense gestel, hy het baie grense gestel, en sê hy lewe in hierdie grense hier binne, hier's baie vryheid hier binne, lewe tussen hierdie grense wat ek jou gee, moenie dit doen nie en moenie dit doen nie, dan lewe jy, wat Psalm 91 sê, in die skaduwee van die Almagtige. Jy lewe op 'n plek waar sy skaduwee oor jou val, en sê jy's in die skaduwee van die Almagtige, in die skuilplek van die Allerhoogste. Psalm 91 is 'n verbondspsalm, hy begin met die verbond. Waar staan jy teenoor die verbond? As jy in daardie verbond lewe in gehoorsaamheid teenoor die Here, en sy skaduwee rus op jou, dan is jy naby aan die Here naby genoeg om sy seën te ervaar. Want om in sy skaduwee te lewe, beteken jy sal ook gehoorsaam teenoor hom moet lewe, teenoor sy insetting en dit wat hy van jou vra. Maar wanneer 'n mens in ongehoorsaamheid lewe, soos wat die volk Israel vir ons die voorbeeld gestel het, hulle het nie gedoen wat die Here gesê het nie, hulle het nie in sy weë gewandel nie, wat doen hulle? Hulle beweeg onder daai verbondsbeskerming uit, en die seën rus nie meer op hulle nie, en nou gaan dit bitterlik swaar. Wanneer die Here sy seën wegvat, dan tree ellende outomaties in. Eintlik hoef die Here dan net niks te doen nie. Sy seën sal hy heeltyd oor jou gebied, maar as hy ophou, hoef die Here eintlik net niks te doen nie, want die ellende sal outomaties kom. Dink so daaraan, as 'n mens 'n lamp het wat olie gebruik om te brand, en jy wil daai lamp aan die brand hou, moet jy heeltyd olie byvoeg. As jy ophou om olie by te voeg, dan vrek jy lamp. As jy 'n grasperk het,
en die grasperk moet darm ordelik lyk, dan sal jy gedurig moet gras sny. Maar as jy net ophou, dan sal die plek self 'n oerwoud word. As jy ophou om 'n huis heeltyd skoon te maak, dan sal die huis van self vuil word. As jy ophou om energie toe te voeg aan enige iets, dan tree chaos outomaties in. Dis die wet van entropie. Die wet van entropie sê dat enige iets sal outomaties van self verval tot chaos, tensy jy heeltyd energie byvoeg. Die energie wat ons as mens nodig het, is die seën van die Here. Die seën van die Here moet hy heeltyd vir ons byvoeg. Die oomblik wat dit weggevat word, dan tree die chaos van self in. Dis die wet van entropie. Nou om in die gehoorsaamheid van die Here te lewe, beteken dat jy moet lewe in sy seën. Sy seën staan teenoorgesteld van die vloek. Die vloek is 'n gebrek aan sy seën. Nou sê die Here 'n interessante beginsel wat 'n mens nie graag wil hoor nie. Hy sê Lukas 6 vers 27 en 28. Maar vir julle wat na my luister, Lukas 6 vers 27. Maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê, doen goed aan diegene wat julle haat, seën die mense wat julle vervloek, bid vir diegene wat julle sleg behandel. Sjoe. Romeine 12 vers 14 herhaal het, hy sê, seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Nou as ons nou dink, ons kan niemand seën nie, want dis wat die Here se woord sê, ek kan nie iemand seën nie, want ek het dit nie. Numeri sê vir ons, maar die Here is die een wat seën. Dink nou aan daai ou wat jy nooit weer wil sien nie. Dink nou aan die inbreker wat jou goed gevat het. Het ek nou die aand gepraat van die inbreker wat nou jou goed gesteel het en nou, dan kom hy terug en sê, maar jy moet nou vir my bid, want ek is nou siek nie. En dink jy, ja, regtig? Ek vir jou bid. Jy het my goed gesteel. Wat sê die Here se woord nou? Hy sê, jy moet nou daai ou vat, dan moet jy hom nou seën. Dink nou, hier staan hierdie inbreker wat laas jou goed gevat het, hier staan hy nou. En nou spreek jy seën oor hom uit, maar jy kan nie seën nie. En dan sê jy vir hom, vir die inbreker, mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Sjoe. Mag die Here sy aangesig oor jou oplig en aan jou vrede gee, meneer die inbreker. En so lê ek die naam van die Here op jou, laat die Here jou seën. Ek weet nie, maar ek dink as mens in terme van dit dink, hoe jy die Here se seën op jou vyand moet lê, dan kan 'n mens nie anders as om in jou hart van gesindheid te verander nie. Want as jy nou baie kwaad en boos is, hoe gaan jy hierdie seëngebed oor jou vyand bid? En die Here bring in 'n mens se hart 'n verandering teenoor jou vyand. Daai ou wat jou vloek en skel en niks met jou te doen wil hê nie, is jou skuld en al hierdie goed. Ek dink mense het in jou loop van jou lewe al baie sulke mense teëgekom, wat die lewe vir jou moeilik maak. En dan dink jy nou, okay, kom staan nou hier meneer my vyand, laat ek vir jou die Here se seën op jou lê. Maar dis wat die Here se woord sê. Hy sê as jy wil ontslaa raak van die vloek, spreek seën uit, want die seën van die Here vervang die vloek. En die seën van die Here is baie sterker as dit, want die vloek is 'n gebrek aan sy seën. So, kom ons voeg seën by, dat die kan herstel. En ek is nog heeltyd hier besig met die Here se seën. Hierdie stukkie wat jy op jou verne les, sal ek nou by kom, dit is die vloek van mense teen mense. Maar nou is daar maniere om teenoor die Here ongehoorsaam te wees. En daar is 10 wat in die Bybel geskryf staan. Goed, die eerste een is afgode of afgodediens. Die Here sê, vervloek is die man wat 'n gesneurde of gegote beeld maak. Afgode in die Bybelse tyd was fisiese beelde wat hulle gemaak het voor dit gebuig het. Enige afgod in die moderne tyd is enige iets wat vir jou meer belangrik is as wat die Here is. Enige iets wat jy eerder sal doen as wat jy die Here voor sal aanbid. Wanneer jy eerder aan iets aards of iets natuurlik of iets tydsliks eerder jou tyd sal wy, want jy het nie nou tyd vir die Here nie, maar jy het tyd vir dit, dan is dit afgodediens. En dan sê die Here, vervloek is die man wat 'n gesneurde of gegote beeld maak. Dis 'n gruwel vir die Here.
Die tweede een is disrespek vir ouers. Vervloek is hy wat sy vader of moeder verag. Hierdie staan in Deuteronomium 27 geskryf vir die wat dit neerskryf. Verraad teenoor jou naaste. Vervloek is hy wat sy naaste sy grenslyn verlê. Jy doen jou naaste in. Die Here sê, vervloek is jy. Hy vat sy seun weg. Verdrukking van die swakkeling. Vervloek is hy wat die reg van die vreemdeling, wees en weduwee verdraai. Deuteronomium 27 vers 19. So, verdrukking van die swakkeling, die vreemdeling, wees en weduwee is mense wat nie na hulle self kan kyk nie, wat weerloos is. As jy hulle gaan uitbuit, dan sê die Here, vervloek is jy. En hierdie is die Here. Dan sê die Here, wel, dan vat ek my seun oor jou weg, as dit is hoe jy wil lewe. Onnatuurlike seksuele gemeenskap, dit kry ons op baie plekke, Deuteronomium 27, en ons kry dit ook in Levitikus 20 vers 10 tot 16, daar staan 'n hele klomp maniere en metodes geskryf. Dan antisemitisme, as jy teen die Jode is, Genesis 12 vers 3, ek sal seën die wat jou seën, kyk nou hier, en ek sal vervloek hom wat jou vervloek. Wat doen die Here? As jy teen sy volk draai, vat sy seun weg, anders sou hy jou geseën het. Vertroue op die mens. As jou vertroue eerder op die mens is, en ek dink hier is 'n mens nogal baie keer skuldig, waar jy eers na die mens toe gaan om vir hulp, in steede dat jy eers na die Here toe gaan. Jeremia 17 vers 5, is 'n interessante skrif. So sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou, en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Mens kan bietjie pyns hieroor. Die Here vat sy seun weg, as jy eerder op mense vertrou, en vlees, die mens, jou hulp maak, jou arm maak, die een wat jou help, terwyl jou hart, wat op die Here gerig moes wees, verskuif word na 'n ander bron van hulp. Diefstal en vals sweer, is vloek wat op jou rus, Sagaria 5 vers 1 tot 3, moord, ek dink dit is redelik voor die hand liggend, maar Deuteronomium 27, 24 spreek dit ook, vervloek is hy wat sy naaste in die geheim doodslaan. En dan gierigheid. Gierigheid, Malagi 3 vers 8 tot 9, en dit is waar jy die Here beroof van dit wat aan hom toekom, bloot omdat jy gierig is. Dan rus daar 'n vloek op. So die Here vat sy seun weg. Die Here se bedoeling is nooit dat enige iemand moet ondergaan, verlore raak, swaar kry nie. Hy sal eerder wil hê dat die mense hom moet bekeer, ongehoorsaamheid bely en terugkeer na die Here toe, sodat hy weer sy seën oorvloedig kan lê op mense. Dit is die Here se hart. Die Here wil hê almal moet in sy seën en sy oorvloedige voorsiening net eenvoudig lewe, maar die ongehoorsaamheid van 'n mens, wanneer jy sy grense oorskry, daai ongehoorsaamheid maak, dat jy uitbeweeg onder daardie seën wat die Here beloof vir die wat gehoorsaam is. En wanneer mense dan in daai ongehoorsaamheid lewe, dan vat hy net eenvoudig sy seën weg, en alles wat sleg en verkeerd is, gebeur dit outomaties, want dit is die wet van entropie. Goed, dit is die vloeke van die Here. Vloeke van mense teenoor mense, dit is heeltemal 'n ander saak. Die ding is, wanneer een persoon 'n ander een vervloek, dan gebeur dit omdat een persoon veronreg is, of veronreg voel, of kwaad is, of vol afguns is, baie keer vol jaloesie is, want die ander een bereik meer as wat ek bereik, nou is ek jaloers, nou vloek ek hom, uit weerwraak, iemand is dalk besteel, regtig besteel, en vervloek die een wat sy goed gesteel het, spreek eenvoudige vloek uit, en onregverdige behandeling. Mens kan seker nog 'n paar goed hier byvoeg, maar met ander woorde, daar gebeur iets met my, wat ek is nou veronreg, en hulle het verkeerd met my gewerk, en nou soek ek vergelding. En die vergelding, omdat ek nie iets anders kan doen nie, om iemand anders te vloek, gaan deesdae, nie eintlik deesdae nie, al vir eeue, na ekstreme toe. Hulle gaan sien mense wat in die onderwêreld lewe, in die okkulte lewe, en sê, daai ou het vir my kwaad gemaak, goed, doen jy nou wat jy moet doen, en sorg net dat hy ergste met hom gebeur. As hy doodgaan, gaan hy dood, ek sal happy wees as hy doodgaan. En die mense vervloek
mekaar. So, dit is geweldig die goed wat uitgespreek word. Nou is daar twee moontlikhede. Die persoon wat die vloek uitspreek, was werklik veronreg gewees. Mens kry verskriklik baie, en 'n mens kan teruggaan op jou woorde, of dinge wat 'n mens doen oor jare of oor tydperke, en kyk of 'n mens nie dalk iemand anders op 'n manier veronreg het. Jy kry vreeslik baie plaaseienaars wat werklik harde mense is, en hulle het mense wat vir hulle werk. En daai mense word letterlik, nie almal is engeltjies nie, daai mense word letterlik van die oggend tot die aand gevloek. As die trekker breek, dan is dit so en so. En as die skape nie hulle water gekry het nie, dan vloek. En dan begin daardie plaasmense begin 'n wrok opbou teen die plaaseienaar. Partykeer is daar plaasaanvalle en dan word mense vermoor op 'n plaas. En dan is dit asof die plaasmense totaal onskuldig is, het nie 'n idee hoekom hulle nou sou aangeval word nie. As mense 'n bietjie teruggaan, dan kom jy agter, maar hulle het daai mense verskriklik sleg behandel. En hulle het eenvoudig 'n wrok opgetel en hulle het teruggekom en vergelding gesoek. En dit gebeur in verskriklik baie gevalle wat hulle sê, maar dit is mense wat op die plaas werk. Nou, wanneer daardie mense wat veronreg is, werklik veronreg is, 'n vloek uitspreek oor hierdie persoon, en daardie persoon staan skuldig teenoor die vloek wat uitgespreek word, dan gaan daardie vloek op daai persoon rus. Nou gebeur daar verskriklike slegte goed wat nou, en dan weet hulle nou nie alles wat aangaan nie. Maar jammer, jy is skuldig. En 'n vloek wat uitgespreek word op iemand wat skuldig is, het die vloek 'n plek om te land. Hy gaan rus. Daar gaan iets met jou gebeur. Nou kan dit wees dat jy 'n optrede gehad het teenoor iemand, maar jy het werklik glad nie bedoel om iemand te na te kom nie, of seer te maak nie, niks. Jy is nie eers bewus daarvan nie. Nou voel iemand anders teenoor jou te nagekom, jy het dit nie in jou hart gehad nie, jy was nie bewus daarvan nie, jy weet dit nie, dit was nie jou bedoeling gewees nie. Nou gaan daardie persoon en hy vloek jou. Wat gebeur nou met daai vloek? Die Here se woord sê vir ons wat gebeur. Spreuke 26 vers 2. Hy sê, Spreuke 26 vers 2, soos 'n voeltjie rondfladder, soos 'n swalkie rondvlieg, soos 'n onverdiende vervloeking, daar kom niks van nie. As jy die slagoffer is, of die een is teenoor wie 'n vloek uitgespreek is, en jy is onskuldig, dan beteken daai vloek niks. Dit is soos 'n voeltjie wat wegvlieg. Hy land nie, want jy is onskuldig. Pragtig wat die Here se woord sê. Dit is vloeke van mense op mense. Nou gaan dit verder, en dit is, daar is mense wat nie 'n persoon spesifiek vloek nie, maar nou vloek hulle 'n organisasie, of hulle vloek die regering, of hulle vloek 'n besigheid. Die besigheid het my veronreg. Hierdie organisasie het my sleg behandel, die hele een. Of die regering doen nou verkeerde dinge, en omdat hulle dit doen, daarom is ek nou waar ek is. Nou vloek ek die regering. En dan word verskriklik baie kerke vervloek. Kerke in die algemeen, omdat die duiwel weet dat kerke waar die Here werk en die Heilige Gees werk, en waar die kinders van die Here by mekaar kom, is vir hom 'n doring in die vlees. En hy sal alles probeer om kerke te ontmoedig. So, daar word kerke in die algemeen vervloek. Dan sal daar mense, sê maar in Benoni wees, wat ons kerk spesifiek vervloek. Dit gebeur. Hulle doen dit in die nag. Die Here se woord sê, as almal lens slaap, dan werk die werkers van ongeregtigheid. Hulle doen dit in die nag, want hulle is kinders van die duisternis. So, in die nag gebeur die goed. En dan is daar 'n vloek wat op die kerk oor die algemeen afkom, en nie op 'n persoon spesifiek nie. En die Here sê in Efesiërs 6, hy sê, julle het 'n stryd aan in die gees. Julle het dit. Ons het 'n worstelstryd teen
owerhede en teen booshede en teen magte in die lig en teen al hierdie goed. Efesiërs 6 sê vir ons, julle is in 'n geestelike oorlogvoering besig. Julle is betrokke daarin. Hier is vir julle wapens. Vat die wapens sodat julle kan veg in hierdie oorlogvoering wat besig is om te gebeur. As die goed nie daar was nie, dan sou die Here nie vir ons Efesiërs 6 gegee het nie, want dan was dit nie nodig nie. So ons is besig om elke dag 'n geveg in die gees te veg teenoor goed wat op ons afkom. En hy het vir ons spesifiek het die Here vir ons gegee die skild van geloof. En hy sê die skild van geloof is om vuurige pyle uit te blus of af te weer. 'n Pyl wat vurig is 'n ding wat afgeskiet word van iewers af na my toe. En ek is die teiken. En hier kom 'n vuurige pyl aan. Wat is hierdie vuurige pyle wat aankom na ons toe? Vloeke. Hoe keer ons dit? Skild van geloof. Wat wil die duiwel graag hê? Jy moet jou geloof verloor. Moenie meer glo nie. As jy nie meer glo nie, laat sak jy jou skild. Dan kan die goed jou tref. Maar die goed was nie vir my spesifiek bedoel nie. Die goed het afgekom op ons as liggaam van Christus, as kerk. Vloeke word baie erger wanneer daar iets spesifieks voor lê. 'n Konferensie. Die konferensie kom 'n klomp van ons bymekaar. 'n Mens kan amper sê die kollektiewe geesteskrag is groter op daai stadium. Die duiwel wil dit keer. Die duiwel weet nooit. Dit het ek al gehoor, nou laat ek daaroor dink. Ek het dit al gehoor, iemand sukkel om sê maar by die kerk uit te kom. Dan sal iemand sê, ja, want die duiwel weet wat die Here wou gedoen het. Daarom het hy jou gekeer om by die kerk uit te kom. Die duiwel het geen idee wat die Here mee besig is nie. Die duiwel het geen idee wat die Here beplan in sy heiligdom, in sy koninkryk nie. Geen idee, hy weet nie, hy het nie toegang daartoe nie. Hy beweeg in die tweede hemel, nie in die derde een, God is in die derde hemel. Beweeg in die tweede. Hy het geen idee wat God in sy beplanning het om te doen vir mense nie. Hy het geen idee wat die Here in 'n konferensie gaan doen nie. Niks. Hy weet daarvan niks. Hy het nie insaag daarin nie, want dit het hom niks te doen nie. Wat gaan hy doen? Hy weet, uit ondervinding uit kan ons sê, hy weet, as die Here se kinders by mekaar kom, dan werk die Here op 'n kragtige manier. So, keer hulle om daar uit te kom, is al wat hy weet. Die duiwel weet nie wat die Here wil doen nie. Ek het dit al heel paar kere gehoor, so wees bedag daarop. Dit is nie 'n ding wat mense sê, ja, maar die duiwel weet wat die Here wou doen nie. Hy weet nie. So, baie van hierdie vloeke sal baie erger wees, en spesifiek uitgespreek word as daar iets geadverteer word, soos 'n vrouekamp, of 'n mannekamp. By sulke geleenthede het die Here 'n baie doelgerigte inspraak in die harte van mans, of hy het 'n doelgerigte inspraak in die harte van vrouens. Daar was die afgelope naweek 'n jeugkamp gewees. Die duiwel weet, die Here het 'n spesifieke inspraak in die harte van jong mense. So, weerstaan hulle, vervloek hulle, sorg dat hulle dit nie ontvang nie, sorg dat hulle dit kry nie, bring verwarring, skep verwarring, maak iemand siek, moet net keer net, laat die Here nie iets doen nie, wat hy ook al gedoen, duiwel weet nie wat nie, maar sorg het laat hy dit nie doen nie. En dan raak die aantal vloeke wat uitgespreek word vir sulke geleenthede raak baie groter as oor die algemeen, wanneer daar spesifieke geleenthede is. 'n Desember konferensie is vir die duiwel iets wat hy met alles wat hy het moet weerstaan. 'n Desember konferensie op Jatniel is 'n tyd wanneer hy die neerlaag lei. Wanneer die Here werklik mense vrymaak en oorwinning gee. Maar dan hoor jy van hierdie toe hulle op pad was, hulle het nog hier by Bloemfontein gekom te breek die kar. Hulle het geen keuse gehad nie as om te draai en huis toe te gaan. Dit is wat die sielevyand doen. Vloeke wat so in die algemeen uitgespreek word, weet ons nie van nie, maar ek dink ons moet ook nie heeldag rondloop met, hier's nou weer vloeke om ons nie. Ons moet ons meer besig hou met die dinge van die Here as die dinge van die duiwel. Maar, wees bewus van die goed, en dan weet wanneer hulle land.
'n vloek wat uitgespreek word vir my, wat in die verbond van die Here staan, wat skuil in die rots, in die naam Jesus Christus, hy is my sterktoring, ek skuil in die naam van die Here. Die beste wat die duiwel kan doen is, kry jou net daar uit. En hy het sy metodes om jou daar uit te kry. Wanneer jy daar uit is, onder daai beskerming uit, dan het hy kans dat hy vloek kan land, en dat daar ellende kan plaasvind. Dan generasievloeke. Nou, generasievloeke en bloedlynvloeke, mense is baie bewus daarvan. Die twee woorde, generasievloeke en bloedlynvloeke, kom glad nie in die Bybel voor nie. Daar is baie interpretasies van die skrif daar rondom, en ek, uit dit wat ek in die Bybel kan lees, sê ek nie ja of nee nie. Elkeen moet dit maar vir homself gaan uitklaar, maar die generasievloeke kom op grond van Exodus 20 vers 5. Exodus 20 vers 5 sê, dat die Here besoek die sondes van die voorvaders, van die wat hom haat. Ons moet nooit daai stukkie uitlos nie, so dit is van die wat hom haat, dit is die goddelose. Besoek hy aan die kinders tot in die 3de en die 4de geslag. En die volgende stukkie sê, en hy bewys barmhartigheid aan duisende wat hom dien. Mens vergeet baie keer daai stukkie. Hy bewys barmhartigheid duisende, so as my voorouers godsvreesende mense was, dan sal daai aanleiding van dit wat ek daar lees, dan sal 1000 geslagte daarna nog steeds deel in die seën van dit, teenoor wanneer hulle sondig was. Maar nou met ons daai stukkie, moet ons nou ook lees, saam met Jeremia 31 vers 29 en 30. Jeremia 21 vers 29 sê, in daardie tyd sal hulle nie meer sê, die ouers het groendruiwe geëet en die kinders se tande het stomp geword nie. Maar elkeen sal vir sy eie sondeskuld sterf. Elke mens wat groendruiwe eet, sy tande sal stomp word. En die Here sê, hy hou nie die kinders verantwoordelik vir die sondes van die ouers nie. Mense is baie gestel daarop om te praat van generasievloek. Ja, maar jou oupa het nou so en so sonde gelewe. Die Here sê, hy hou nie kinders verantwoordelik vir die sonde van hulle ouers nie. So elkeen kan hierdie gedeelte redelik gaan bedink. Wat sê jy van generasievloeke? Of wat sê jy van bloedlynvloeke? Kom ons gaan 'n klein bietjie verder. Sê nou maar, die oupa Grootjie, want ek gaan nou 'n verhaal vertel, wat nou die werklikheid is. Oupa Grootjie gaan en hy veronreg iemand anders. En daardie persoon is verskriklik kwaad vir hom. Nou gaan daardie persoon en spreek 'n vloek oor die oupa Grootjie uit. Maar in die vloek vervloek hy hom plus sy nageslag. Dan gaan jy 'n vloek kry wat in stand gehou word deur die vloek wat uitgespreek word, want die oupa Grootjie was skuldig. Hy is nie onskuldig nie, hy is skuldig. So die vloek wat op hom uitgespreek word, is nie op hom net alleen nie. Die mense is so kwaad, hulle vervloek hom plus sy nageslag. En nou het ek 'n goeie idee, dat wanneer dit gebeur, dan kom die sonde van die ouer, of die voorgeslag, op die kinders en die kindskinders. Want daai is 'n spesifieke vloek wat uitgespreek is, sodat dit so moet gebeur. En dan is dit die sonde van die ouer. Maar as die ouer bloot gesondig het in sy eie lewe, dan kan ek nie sien dat die Here se woord sê dat sy sonde gedra word deur die nageslag, tensy daardie sonde 'n vloek veroorsaak het nie. En ek dink ek gaan dit daar los, dit is omtrent my uitleg daarvan. Daar is 'n oupa Grootjie, wat hy aangevang het, weet ek nie, maar het moes iets erg gewees het en hy word vervloek. En hoe ons dit weet is, die Here dit met tydens 'n deurbid deur die Heilige Gees geopenbaar. Nou weet ons, dit is die geval. Dit het gebeur, net so. So, oupa Grootjie werk in 'n myn en hy word vervloek, ingesluit sy nageslag. Hy is nou die eerste generasie.
In die myn, tydens dit, verloor hy sy oog in 'n mynongeluk. Toe sy dogter 5 jaar oud is, toe sterf die oupa aan 'n hartaanval. 5 jaar, hier is die kodewoord. Dit is die tweede geslag. Toe haar dogter 5 jaar oud is, toe pleeg sy selfmoord. Derde geslag. Toe die agterkleindogter van die oupa 5 jaar oud is, toe probeer die duiwel haar pa doodmaak deur 'n hond wat hy gestuur het. Vierde geslag. En dit wat oupa Grootjie ook al aangevang het deurgegaan tot in die vierde geslag. Dank die Here dat hulle het geestelike kennis gekry en hulle het daai vloek wat uitgespreek was, wat hulle van geweet het op die stadium, het hulle verbreek soos wat die Here hulle gelei het. Maar omdat hy in stand gehou was die kind se pa toe nie dood nie, maar die poging was daar gewees. Maar daar staan so 'n groot hond en wou haar pa doodmaak, en die hond sou, as die Here nie gekeer het nie. Nou weet ons, dit is die vierde geslag, en nou is die vloek klaar. So, daar is ook die gevolg van mense se sonde, wat besoek word aan die kinders, op 'n ander manier. Iemand wat dwelms gebruik, en 'n kind verwek, daai kind word met dwelms gebore. Ons het so babietjie raak geloop. Ons het die kind ingeseën van 'n straatvrou. Sy is permanent op crystal meth, dit is wat sy eet vir 'n lewe, en sy het swanger geword, en toe sy by ons aangekom met die babietjie, en die dingetjie het net 'n doek aangehad. Hy sweet, want daai klein babietjie het onttrekking van dwelms. En ek en Alna vat die babietjie en ons seën die kleintjie in. Ek het geen idee wat intussen van hom geword het nie. Geen. Maar as het daai kleintjie aan die Here opgedra. Die Here is almagtig. Daai kind dra die gevolg van die sonde van die ma, bloot deur die sondige leefwyse. Mense wat hulle geld uitmors en in armoede leef, se kinders leef in armoede. Nie omdat die sonde aan hulle besoek word nie, maar omdat hulle in daai omstandigheid groot word. So dit is nie hulle, die kinders is nou verantwoordelik vir die ouers se sonde nie, nee, die kinders lewe nou daarin, want dit is hoe die ouers lewe. Hulle het niks, die kinders dog niks. Dan is daar mense wat in sonde lewe, en die kinders word in dieselfde sonde grootgemaak. Ons ken so 'n jong man, hy het daarom nou al ten minste daar uitgekom, maar sy ma het in 'n bordeel gewerk, en die kind het in die bordeel groot geword. Dis nie die sonde van die ma op die kind nie, die kind word in sy ma se sonde groot, en nou doen hy dieselfde dinge. Verstaan nie hoe dit werk van 'n ouer na 'n kind toe. Dit is bloot 'n natuurlike gevolg. Kind het geen keuse nie. Dit is nie op 'n ander plekkie. Dit is waar die kind is. So, dit is omtrent wat ek te sê het oor generasievloeke en bloedlynvloeke. Maar dit is wat ek in die Here se woord kan vind. So enigiets meer as dit, gaan ek nie myself oor uitlaat nie. Daar is mense wat nog goed byvoeg, maar is okay. As hulle dit so interpreteer, is dit okay. Hoe word vloeke hanteer? Dit help nou hoeveel ons weet van die goed, maar wat maak ons daarmee? Dit is meer belangrik. Die eerste een is, as jy dink jy loop gebukkend onder een of ander las, of 'n vloek of 'n ding, selfondersoek. Jy is nie dalk ongehoorsaam in die Here op 'n manier nie. Ek het 'n hele klompie goed opgenoem. Eerste stap waar ons begin. Het die Here nie dalk sy seun van my weggevat, bloot omdat ek ongehoorsaam is en nou het ek 'n sondige lewe nie? Dan sê die Here, maar ek het vir jou gesê, moenie dit doen nie. As jy dit doen, dan vat ek my seun weg. Nou gaan dit my swaar. Here, kyk hoe gaan met my. Hy sê, maar jy is ongehoorsaam. Bely jou ongehoorsaamheid en kom terug. Geef jy my seun. Selfondersoek, eerste stap. Vloeke wat uitgespreek word, wat ons letterlik miskien nie van weet nie, maar hulle is daar. En dit is goed wat uitgespreek word op die kerke en op mense oor die algemeen, sê maar op voorgangers, op wat ook al, nie op my spesifiekie, wat maak ons met hierdie goed? En dit is wat die Here vir ons geleer het met die toue bande kore, die vuur van die Heilige Gees verteer
hierdie dinge in die atmosfeer wat ons nie kan sien nie. Jy staan in geloof, want ons glo in wat die Here doen, ons glo in die Heilige Gees, ons glo in die werking van die Heilige Gees, en dan lees ons in sy woord ook, dat vuur reinig. Uiteindelik word die hele aarde gereinig van alles smet wat op die aarde al ooit gebeur het, deur vuur. Vuur maak die aarde nuut. Vuur is dit wat ongeregtigheid verteer. Ons het ook gesien dat op 'n altaar, wanneer daar geoffer word, word daar 'n onskuldige dier op die altaar geplaas en daar word 'n vuur aangesteek. En wanneer die vuur brand en die offer verteer, dan verteer die vuur die sonde as simbolies, en dan neem God, wat almagtig is, neem die offer aan en hy vergewe sonde. Die vuur verteer. Hy verteer ongeregtigheid, verteer dinge wat verkeerd is. En wat ons het, is die vuur van die Heilige Gees. Die vuur van die Heilige Gees wat verteer. Hy verteer panne, toue, kore. Ons kan ook bid dat die vuur van die Heilige Gees die vloeke wat uitgespreek is, verteer. Maar ons sal dit elke dag moet doen, want in die nag word nuus uitgespreek. En die goed hang rond. Ons lees ook dat God is 'n verterende vuur. Hebreërs 12 vers 29 kan ons dit lees, dat God is verterende vuur. So ons kan elke dag bid, en ons hoef nie in vrees te bid nie, maar ons bid in geloof, want jy het jou geloof skuld op. Hier kom die vuurige pyle aan. Here, ons bid dat die vuur van die Heilige Gees die vloeke verteer wat oor ons uitgespreek is. En dan doen hy dit, en dan gaan ons aan met ons lewe. En dan is ons klaar. Maar ek dink net, 'n mens moet bietjie meer bedag raak daarop, dat jy dit elke dag doen. Iets wat baie belangrik is wanneer daar konferensies of kampe of 'n huweliksnaweek is, of 'n Bybelkursus of evangelisasie, of wat dit ook al is, waar die gelowiges by mekaar kom. Wat baie belangrik is om 'n gebedsagterlaar te vestig. Nou daar is 'n verskriklik groot waarde in 'n gebedsagterlaar, en 'n mens het nie besef hoe dit werk nie, maar daar is die getuienis van 'n satanis, gebore satanis, wat wonderbaarlik tot bekering gekom het. En dit is eintlik kragtig om daardie persoon se getuienis te gaan luister, maar die gedeelte waar ek wil by kom, is dat daar in 'n dorpie was daar 'n kerkleier gewees, 'n eenvoudige man, in 'n eenvoudige ou kerkie. En hy het 'n gebedslaar rondom hom gehad, en daar was 'n klompie mense wat uitgesoek was, en hulle was opgestel om elke dag op 'n spesifieke tyd bymekaar te kom en dan te bid vir die kerkleier. En hy doen wat hy moet doen. Hy verkondig die evangelie en hy bedien die woord. Dit is wat hy doen. En letterlik eenvoudige mense. En daardie gebedslaar was so kragtig gewees dat die onderwêreld het kennis geneem van wat daar gebeur. En daar skyn 'n lig wat hulle pla, 'n lig wat die duisternis oorweldig. En daardie gebedslaar wat in eenvoud gebid was elke dag, was so kragtig gewees dat die prediker in die kerk, dat die onderwêreld het nie geweet wat sy naam is nie, want hulle kan nie by hom kom nie. So hulle weet nie eers wat sy naam is nie. Dit was vir my baie interessant, dat toe hy dit noem, toe sê hulle, maar hy het nie eers sy naam nie. Hy sê, as daardie prediker, hy doen sy normale ding, hy staan op en hy gee 'n boodskap, en soos wat hy praat, so weergalm sy stem deur die atmosfeer. Hy weet dit nie. En as hy loop, dan bewe die aarde onder sy voetstappe. Hy weet dit nie. Hy dien die Here in absolute eenvoud. En hy weet van al hierdie goed, weet hulle nou net mooi niks nie. En daardie groepie mense, hulle was nie baie, dis 'n paar, daai groepie mense met daai prediker, was vir die onderwêreld so 'n bedreiging gewees, dat hulle 'n hele konferensie vir hulle mense bymekaar gemaak het, en gegaan het om te besluit, hoe gaan hulle dit gestop kry, want daai is vir hulle 'n probleem. Die eenvoudige gebed van 'n agterlaar met 'n eenvoudige prediker is vir die onderwêreld 'n groot probleem. Hulle het hom gestop, en hulle het hom gestop met 'n ding wat die Here ons jare terug geleer het. En toe hy dit sê, dink ek, okay, ons weet dit eintlik. Wat hulle toe gedoen het, is al wat hulle kon doen. Hulle het nog iemand bygevoeg by hierdie gebedslaar wat graag saam met hulle wou bid, en aanvanklik saam gebid het.
toe daardie persoon nou 'n vertroueling word in hierdie gebedsagterlaar, toe gaan daardie persoon en saai onmin tussen die mense en steek hulle teen mekaar op, dat hulle vir mekaar kwaad raak. En toe hulle vir mekaar kwaad is, toe is die hele lig weg. Alles is daarmee heen. En die krag wat hulle gehad het, is weg. En toe is hulle maar net weer 'n doodgewone kerkie wat geen invloed in die onderwêreld het nie. En toe hy dit sê, dink ek, ja, maar die Here het vir ons geleer. Hy het gesê, moenie kwaad word nie. Moenie optrek nie. Die Here sê, wat hy ons jare terug geleer het, hy gesê, dat sy seun gebied hy waar eenheid is. Waarmee is die duiwel gedurig besig? Hy is gedurig besig om oneenigheid te bring. Het jy gehoor? Kyk iemand skeef aan. Het jy geweet, so en so? Of iemand hoef dit nie eers vir jou te sê nie. Jy loop verby iemand en groet, goeiemôre, en dan gaan daai persoon verby en groet jou nie. Okay, goed, so hy is, wonder wat hy van my gehoor het. Okay, seker vir my kwaad. Okay, wel, dan is dit fyn. As my groet kom ookie. Daai persoon het jou nie eers gesien nie. Was jy aspres nie? Sou jou groet as jy jou gesien het. Maar hy was besig met ander dinge. Maar die duiwel sal mense te mekaar opmaak, sodat ons vir mekaar kan kwaad maak word, sodat die eenheid verbreek kan word. Die eenheid verbreek is, dan is die seën daarmee heen, en dan begin dit sleg te gaan. En hierdie dinge, die Here ons jare terug geleer, ek dink ook die Here het vir ons geleer, ons moenie op die pad gaan, as daar verdeeldheid is nie. En die Here weet mos hoe dit in die geesteswêreld werk. As 'n rede hoekom hy het vir ons geleer het, nou moet iemand anders vir ons kom vertel, ja, dis hoe dit werk. Daar is een ander ding, en dit is, ek het 'n lang tyd gepraat oor die gees van Simei. Nou die gees van Simei is nie vloeke nie. Die gees van Simei gaan oor beskuldigings wat uitgespreek word. 'n Beskuldiging wat uitgespreek word is nie 'n vloek wat uitgespreek word nie, is verskillend. 'n Vloek is, as jy dit uitspreek, en ek wens jy kry 'n pyn, ek wens jy gaan dood. Dit is 'n vloek. 'n Beskuldiging wat uitgespreek word is, jy het dit en dit en dit gedoen. Nou, as 'n beskuldiging uitgespreek word, dit is wat Simei teenoor koning Dawid gedoen het. Wanneer 'n beskuldiging uitgespreek word, dan is daar net een wat die regter is van beskuldigings. En die Here ken die harte van almal. Die Here het die hart van Simei geken en die Here het ook die hart van Dawid geken. En daai beskuldiging wat teenoor Dawid uitgespreek was 'n vals beskuldiging, want Dawid het nie skuldig gestaan nie, want die Here ken sy hart. Wat Simei gesien het, of wat hy gedink het, was iets anders gewees. Uit sy oogpunt het Dawid sy familie doodgemaak. Maar Dawid het nie sy familie vermoor nie. So hy was onskuldig. Wat dan gebeur is, wanneer 'n beskuldiging uitgespreek word van iemand teenoor iemand wat hulle sê skuldig is, en hierdie persoon is nie skuldig nie, want die Here ken die hart. En daai beskuldiging word uitgespreek, nou hang dit. Die Here is die regter. Wanneer daardie persoon onskuldig is, dan gaan daai beskuldiging terug na die persoon wat dit uitgespreek het. En hy gaan verantwoording doen vir 'n vals beskuldiging wat uitgespreek is teenoor iemand anders wat nie skuldig is nie. Indien iets uitgespreek word van een persoon tot by hierdie ene, en hierdie persoon is skuldig, dan vra die Here van hierdie persoon verantwoordelikheid, want hierdie een het verkeerd opgetree. So 'n beskuldiging wat uitgespreek word, verdwyn nêrens heen nie. Of die een persoon is skuldig en hy word verantwoordelik gehou deur die Here, of hy's onskuldig en die beskuldiging gaan terug na die een wat dit uitgespreek word en daai een word verantwoordelik gehou. Dit is nie 'n vloek nie. 'n Vloek wat uitgespreek word is iets wat een rigting gaan en hy gaan of land, of hy gaan wag, of hy gaan verteer word deur die vuur van die Heilige Gees. Nou die meeste vloeke word nie verteer nie, want niemand dink daaraan nie, en niemand bid ook dat die vuur dit verteer nie. So die vloeke hang rond. En wat dan gebeur is, verskriklik baie mense loop gebukkend onder die las van vloeke wat hulle tref, omdat hulle nie in die gees opgetree het teen die goed nie. Ons het jare terug, het ons geleer, ek weet nie wie of by waar nie, maar ek weet dit, ons het geleer, jy stuur die vloeke terug. Maar as jy 'n vloek terugstuur na iemand toe, dan is jy besig met vergelding. Die Here se woord sê, seën jou vyande en vervloek hulle nie.
So ek weet nie waar of hoekom ons dit geleer het nie, maar goed, as iemand dit geleer het, leer dit nou net af, en ons leer 'n nuwe metode aan, en die nuwe metode is, jy vervloek nie jou vyand nie, jy bid 'n seën op hom af. En dan is daar dikwels mense wat vra nou vir ons, nou, wat bekeer my? Is daar 'n vloek op my? En my antwoord is, ek weet nie. En ek weet regtig nie, want hoe sal ek weet? Daar is een wat weet, en dit is die Here. Kom ons lees wat Daniël gesê het van ons God. Die een wat ons dien, die een wat alles weet. Daniël 2 vers 20 tot 23. En dit is waar Nebukadneser 'n droom gehad het. En toe was hy baie ontsteld en toe roep hy almal en toe sê hy, okay, ek het 'n droom gehad, sê julle vir my, wat het ek gedroom en gee my die uitleg. Toe sê hy, dis onmoontlik. Niemand kan dit doen nie. Sê die koning, wel, dis fyn. As julle dit nie kan doen nie, dan gooi ek julle in die leeukuil. En toe gaan bid hy en die Here openbaar het aan hom en Daniël sê in vers 20, Daniël 2 vers 20, mag die naam van God van ewigheid tot ewigheid geprys word. Hy aan wie die wysheid en mag behoort. Hy verander tye en tydperke. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy gee wysheid aan wyses en kennis aan wie insig het. Hy openbaar dit wat diep verborge is. Hy weet wat in die duisternis is. Die lig is by hom tuis. U, die God van my voorouers, loof en besing ek, want u het my met wysheid en krag gegee en nou aan my bekend gemaak wat ons van u afgesmeek het. Die saak van die koning het u aan ons bekend gemaak. Wie gee openbaring in wat met my verkeerd is? Die Here. In die Nuwe Testament sê die Here, hy stuur vir ons die Heilige Gees, wat julle sal leer, lei in alle waarheid. As 'n mens gebukkend loop onder een of ander las, begin by die begin. Is dit 'n vloek? Ek weet nie. Is dit ongehoorsaamheid? Ek weet nie. Iets wat jou uitgespreek is? Ek weet nie. Maar wie weet? Die Here weet. Gaan vra vir hom. Gaan bid, gaan sonder af, vra dat die Heilige Gees aan jou openbaar waar het die probleem begin. Waar kom hy vandaan? En as die Here dit openbaar, hanteer dit dan met wat hy geopenbaar het. En as ons dit doen, dan hoef 'n mens nie gebukkend te loop onder laste en onder ellendes en onder al die goed nie. Kom ons gaan vra vir die Here. Hierdie is nie die alfa en die omega van vloeke nie. Nou die dag het ek gepraat oor siektes en dan het ek 'n ander keer het ek gepraat oor daar's baie redes vir siektes en partykeer is dit ook 'n toets. Die Here toets ook mense. Nou tussen toetse en dinge wat met jou gebeur en vloeke en al hierdie ander goeters is daar nou 'n klomp goed wat met jou kan gebeur. En ek kan vir jou sê wat het met jou gebeur nie, maar die Here weet. Gaan vra vir hom.